Goeiemôre en welkom by hierdie week se aanlyn weergawe van ons erediensie by Universiteitsoord. Soos altyd sal daar in die beskrywing van hierdie video of die description soos wat hulle sê, skakels wees wat jy kan volg indien jy 'n dankoffer elektronies wil bring en daar gaan ook 'n skakel wees wat jy kan volg indien jy wil kyk na die afkondigings van ons gemeente vir hierdie week. Nou ja, kom ons raak net so vir 'n oomblik stil en dan sluit ons oë en ons bid saam. Here God en Almagtige Vader, ons dankie vir die voorreg om vandag na hierdie boodskap te kan luister. Ons dank U dat U elke tree van ons lewenspad saam met ons loop, dat U met ons is en deel is in ons voorspoed en teëspoed, ons vreugde en hartseer, ons mislukte pogings en suksesse. Dankie dat ons vas kan glo dat U nooit sal ophou om die pad saam met ons te loop nie, en dat U ons sal dra waar ons eie voete ons nie meer kan dra nie. Here, ek bid dat U ons harte sal voorberei vir die woord wat ons nou gaan ontvang, soos 'n boer die lande voorberei vir die saad wat gesaai moet word. Ek bid dat die woord wat U in ons harte sal saai, vrug kan dra in ons lewens, soos 'n land in 'n goeie oesjaar. U woord is ons rigtingwyser en kompas, help ons om daarin vas te hou, altyd, sodat ons kan wandel in die lig en voorsienigheid. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Voordat ek vandag se teksgedeelte vir julle lees, wil ek net eers 'n bietjie agtergrondinligting gee oor hierdie gedeelte. Matteus hoofstuk 5 vorm die openingstoneel van Jesus se bekende bergrede. Jesus het gou bekend geword in die streek van Galilea, want hy was besig om in die sinagoges in hierdie area te preek en om baie mense te genees. So groot skares mense het van ver af gekom, selfs so ver as Decapolis en Jerusalem en Judea, om na Jesus te kom luister. En van hierdie mense het selfs saam met Jesus en sy disippels geloop, soos wat hulle deur Galilea beweeg het. En op 'n dag terwyl hulle langs die see van Galilea was, het Jesus besluit hy gaan teen 'n heuweltjie uitklim en daar het hy toe begin om sy bekende bergpreek te lewer. Die vraag is, vir wie onderrig Jesus nou eintlik? Is dit die disippels of is dit die skare? Want hoofstuk 5 vers 1 sê dis die disippels en hoofstuk 7 vers 28 sê dat die skare verbaas was oor sy onderrig. Die Bybelverklaarders skryf dat Matteus doelbewus hierdie dubbelsinnigheid skep, want hy wil vir ons uitwys dat Jesus hier besig is om sowel met die disippels as met die skare te praat. En dit sê vir ons dat die bergrede nie 'n eksklusiewe binnekring onderrig is nie. Dit is ook vir die skares bedoel, vir die wêreld daar buite. Jesus strooi as ware sy onderrig in die wind, want hy wil hê dat dit oral op vrugbare grond moet val. Ons teksgedeelte vir vandag lees ek uit die boodskapvertaling. Dit is Matteus 5 van vers 13 tot 16. Die opskrifie is Christene se taak in die wêreld. Julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net sowel op die ashoop weggooi. Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit dan onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek neergesit, sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. En dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in 'n donker kamer gaan wegkruip nie. Julle moet soos 'n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade kan sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en goeie God is. En so word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Ons roeping in hierdie lewe is niks minder en niks meer as dit nie. Mense moet God kan proe in hoe ons lewe en mense moet God kan sien in hoe ons lewe. En Jesus sê hierdie woorde net nadat hy verduidelik het hoe 'n werklik gelukkige en geseënde lewe lyk. Want onthou in die vorige teksgedeelte, hoofstuk 5 van vers 11 tot 12, sluit Jesus af met die 9de saligspreking wat sê: Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg
en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. In Matteus 5 vers 11 tot 12. Die vraag is nou, hoe moet ons as volgelinge van Jesus optree in 'n wêreld waarin ons so dikwels vervolg word of swaar kry? Wat moet ons respons wees? En Jesus gebruik dan twee metafore om ons ingesteldheid teenoor die wêreld te verduidelik. In die eerste plek sê hy, ons is sout vir die aarde mense. Met ander woorde, mense moet God kan proe in hoe ons lewe. En dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. Mense moet God kan sien in hoe ons leef. 'n Geseënde lewe is om so sout en lig oral voetspore van seën agter te laat. Dit is om die God geure en God kleure in hierdie wêreld te versprei, soos wat Van der Walt en Joubert dit so raak beskryf in hulle boodskapvertaling. Dit is om die wêreld met smaak, geur, reinheid en lig te vul en so van die aarde 'n beter plek te maak. Natuurlik produseer ons hierdie dinge nie self nie. God seën ons en hy stel ons in staat om hierdie dinge te kan gaan uitleef in die wêreld daar buite. Nou, hoe lyk sout vir die aarde mense? Sout is iets alledaags, dis iets wat ons almal al een of ander tyd in ons lewens gebruik het, veral as ons braaivleis maak, of wanneer ons springmielies maak vir 'n fliek, gebruik ons sout. En in die antieke wêreld was sout nog selfs meer belangrik en waardevoller as wat dit vandag is. So kom ons gaan kyk nou na 'n paar eienskappe van sout, wat ons sal help om te verstaan wat Jesus met hierdie metafoor bedoel. In die eerste plek, sout preserveer. Voordat daar iets soos vrieskaste was, het mense van sout gebruik gemaak om kos soos vleis en vis vars te hou en dit te preserveer. Daar bestaan vandag iets soos biltong, omdat daar sout is. En wat sal 'n Springbok-wedstryd nou wees as ons nie 'n bietjie biltong saam met dit geniet nie? Sout beskerm voedsel en maak dit veilig vir menslike gebruik oor lang tye. En net so beskerm gelowiges as sout die lewe. Die wêreld word 'n veiliger plek waar mense wat aan die Here gehoorsaam is en hom dien, hulle invloed uitoefen. Misdaad daal, respek vir die lewe neem toe en die waardes van integriteit, liefde, omgee en beskerming styg. Sout genees ook. Mense gebruik al van die vroegste tye af sout om wonde mee uit te was en op hierdie manier septiese wonde te genees. Sout offer dit self op. Sout kan niks doen as dit in die soutpotjie of in die sakkie bly nie. Dit moet uitgegooi word sodat dit sy werk kan verrig. Sout gee smaak. Wanneer ons 'n bietjie sout by kos gooi, dan bring dit die smaak van die kos na vore. Kos smaak net lekkerder as 'n mens sout daarby gooi. En net so bring gelowiges as sout ook smaak in hierdie wêreld. Gelowiges wys ons hoe om vreugde, genot en tevredenheid uit te bring, selfs in die moeilikste situasies, sodat ons lewens voluit kan leef. In vers 13 praat Jesus oor sout wat verslaan het. En wat bedoel hy hiermee? In die destydse Palestina was die kwaliteit van sout baie wisselvallig. Nie alle sout was ewe goed nie, en daar was swak sout wat gemeng was met allerhande middels. En hierdie sout het dikwels vinnig afgegaan, en dan is dit weggegooi en vertrap. Jesus gebruik hierdie beeld van sout wat verslaan om die godsdiens van baie van sy Joodse tydgenote te beskryf. Jesus kon sien hoe die fariseërs en die skrifgeleerders 'n godsdiens op 'n manier bedryf wat sy krag verloor het. En in plaas daarvan om God werklik te dien en vanuit 'n verhouding met God te lewe van gehoorsaamheid en toewyding te leef, het hulle godsdiens in 'n mensgemaakte wettiese prosedure laat verval. En Jesus sê, dit is nie reg nie. So 'n lewe word uitgegooi en vergaan. Ons kry tot vandag toe mense wat dink dat hulle die Here dien wanneer hulle 'n rigiede lewenstyl leef, wat meer oor tradisie gaan as wat dit gaan oor 'n ware verhouding met God en met die mense rondom hulle. Dit is mense wat die splinter in ander mense se oog raak sien, maar hulle bly die balk in hulle eie oog miskyk.
En hierdie vorm van godsdiens is selfgesentreerd. Dit stel nie belang daarin om 'n werklike verhouding met God te hê nie. Dit wil net jouself regverdig teenoor God. Dit stel nie belang daarin om jou lewe uit te giet in diens van ander nie. Nou, hoe lyk mense wat lig vir die wêreld is? Lig is so sout, ook 'n alledaagse ding. Maar lig het net so 'n ryk metafoor wat daaraan gekoppel is. En in die Bybelse tyd en in die Bybelse vertellings word lig dikwels met God vergelyk. Maar kom ons kyk nou na 'n paar eienskappe van lig, net soos wat ons met sout gedoen het. In die eerste plek word lig gebruik om die duisternis of die donkerte te verdryf. Dink maar net as jy 'n kersie aansteek in 'n donker vertrek, dan maak dit die hele vertrek lig. Lig maak dinge sigbaar en dit help ons om na dinge te soek wat ons verloor het. Veral wanneer die krag afgaan, soos wat deesdae en al eintlik die afgelope paar jaar baie in Suid-Afrika gebeur. Ek onthou toe ek klein was, het my ouma my altyd gevra om haar te help om na haar spelde te soek as sy naaldwerk doen, die spelde wat op die mat geval het. En dan sy vir my 'n flitsliggie gegee en dan het ek op die mat rondgekruip en gesoek vir die spelde en sodra ek sien blink, dan het ek geweet ek het die speld gekry. In die derde plek is lig 'n rigtingwyser. Dink maar net aan al die seevaarders van ouds en selfs vandag nog, hoe seevaarders ligdorings gebruik om hulle te help om hulle skepe te stuur, sodat hulle nie op die rotse beland nie. Lig bring die skoonheid en die mooi van iets na vore. Het jy al ooit geprobeer om na 'n skildery te kyk in 'n sleg verligte vertrek? 'n Mens kan nie die detail raak sien nie en daarom kan jy nie regtig die pragt van die skildery sien totdat dit verlig word nie. Lig gee ook vir ons gevoel van veiligheid. Ek dink nou maar net aan myself. As ek in die aande laat by die huis kom en alles is pikdonker, dan is ek maar redelik bang, totdat ek die lig aanskakel en dan is dit asof daar ewe skielik 'n gevoel van veiligheid en geborgenheid oor my kom. Wanneer ons hierdie metafoor van lig van toepassing maak op die volgelinge van Jesus, behoort ons sigbaar te wees en ons behoort lig uit te straal, sodat ons hierdie eienskappe van lig aan die wêreld kan bring. En dit is waarom Jesus die stad op 'n heuwel plaas en die lamp op 'n staander. Die lig is sigbaar, maar dit is ook kwesbaar. Die lig word nie beskerm nie, want as 'n kers op 'n lampstaander staan, kan dit omval of dit kan deur die wind en die weer doodgewaai word. Maar mense wat die lig vir die wêreld is, kan nooit hulle self wegsteek nie. Hulle leef en hulle werk juis in plekke waar hulle die mees sigbare sal wees. Die lig wat God vir ons gee, is ook nie bedoel om onsself te verlig of onsself in glorie te laat baai nie. Ander mense moet die lig van egte Christelike goedheid kan sien, deur ons praktiese dade van liefdevolle diens en goedheid. Mense herken dan hierdie soort lig as die lig wat van God afkom en sal God daarvoor verheerlik. 'n Belangrike les wat ons moet leer is dat Jesus die bron van hierdie lig is. Ons is maar net ligdraers wat nie kan skyn sonder die bron van lig nie. Ons is soos wat hulle in wetenskap sê, 'n tweede kategorie lig. Ons is, ek kan dit eintlik vergelyk met die son en die maan. Jesus is soos die son en ons is soos die maan wat die son se lig reflekteer. Nog 'n pragtige beeld wat ek van hierdie gekry het op Google en wat hierby aansluit, kom uit hoe hulle lig in Indië in die tempels gebruik, veral in 'n tempel met die naam van die Shesh Mahal of the Hall of Mirrors. Hierdie hele gebou is aan die binnekant met duisende klein speeltjies volgeplak. En as jy selfs net een kers aansteek, dan verlig dit die hele vertrek. Dit is vir my 'n pragtige beeld van wat ons doen as ons goeie werke doen. Ons doen dit sodat die wêreld die ware lig kan raak sien en hulle sy Vader daarvoor kan verheerlik. Die koms van die koninkryk van God is oor die jare heen op soveel plekke en maniere gedien deur mense wat gewone mense was, maar opgetree het soos sout en lig. Ek onthou, ek het nou die dag 'n dokumentêr gekyk op YouTube oor die nuutste uitbraak van die Ebola-virus in die Demokratiese Republiek van die Kongo. En daar het hulle gepraat met 'n afgetrede Australiaanse verpleegster
met die naam van Anne Carey. Toe sy hoor van hierdie nuutste uitbraak, het sy haar lewe in Australië net so agtergelaat en sy het aangesluit by die Rooikruis. En sy het na die Demokratiese Republiek van die Kongo gegaan, sodat sy hierdie sterwende mense kan help. Maar wat vir my opgeval het van hierdie onderhoud, is toe die nuus mense met haar praat, kon 'n mens sien hoe daar liefde en deernis uit haar straal. Dit was vir my soos 'n lig wat ek kon voel en kon sien, selfs deur die skerm van my rekenaar. En ons almal ken sulke mense. Hier in ons eie land, in ons eie gemeente, is daar baie van julle. Dit maak 'n mens opgewonde oor wat die Here vandag deur ons en deur ons gemeente kan doen, as ons net gaan wees wat ons reeds in Christus is, sout en lig vir hierdie wêreld. Ek wil afsluit met 'n verhaal uit Johan Silje se boek, Het God 'n handvatsel? En hy skryf dat daar 2 delwers op 'n dag besig was om te soek na diamante, toe een van hulle skielik hard en opgewonde uitroep. Hier voor hom op sy delwerskip het nie net 1 diamant nie, maar 6 grootes gelê. Dit het beteken dat hulle op 'n plek afgekom het waar daar tog sekerlik nog baie ander diamante ook moes wees. Hulle het van blydskap rondgedans, die adrenalien het gepomp, want hulle het geweet dat hulle skatryk is. En hulle het vir mekaar beloof dat hulle vir niemand anders hiervan sou vertel nie, uit vrees dat die ander delwers hulle stukkie grond van alle diamante sou stroop. So gesê en so gedaan. Hulle moes die volgende dag na die nabygeleë delwersdorpie gaan om voorraad te gaan koop, maar het nie 'n enkele woord oor hulle fonds teenoor iemand gerep nie. En nadat hulle in al die winkels was en gereed gemaak het om na hulle delwery terug te keer, sien hulle tot hulle ontsteltenis dat ongeveer 100 ander delwers ook hulle gereedskap gepak het en agter hulle begin aanloop het. Waarom volg julle ons? Vra een van die mans. Ons wil saam met julle gaan soek na die diamante, kom die antwoord. Diamante? Maar ons het tog nie vir iemand gesê dat ons diamante gevind het nie? Dit is nie nodig nie, kom die antwoord. Ons kon dit op julle gesigte sien. Liewe gemeente, wat kan mense op ons gesigte sien? Wat kan hulle in ons lewenstyl aflees? Een ding is seker, 'n mens kan nie en jy mag nie jou Christenskap geheim hou nie. Jy kan nie 'n Christen wegsteek nie onder 'n maathemmer of enige ander plek nie. Trouwens, die woord Christen beteken om soos Jesus te lyk, en dit is geen privaat aangeleentheid nie. Christenskap is openbaar, dis daar vir almal om te sien. Wie Christen is, bely dit nie net met ons monde nie, maar ons doen dit, leef dit elke dag uit. Amen. Ek wil vir ons bid. Here, maak my instrument van die vrede. Waar haat is, laat my liefde saai. Waar mense seer gekry het, help my om vergifnis te bewerk. Waar daar twyfel is, laat my sekerheid bring. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar dit donker is, lig. Waar daar hartseer is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek nie soveel sal soek om vertroos te word nie, maar om ander te vertroos. Om begryp te word nie, maar om ander te probeer verstaan. Om bemind te word nie, maar om liefde te gee. Want dit is alleen wanneer ons gee dat ons ontvang. Dit is wanneer ons onsself vergewe dat ons ander se vergifnis kan aanvaar. En dit is alleen wanneer ons sterwe aan onsself dat ons gebore word tot die ewige lewe. Here, bemagtig my met die liefde, sodat elkeen wat vandag met my te doen kry, daarna gelukkiger sal kan wees as voorheen. Gee my elke uur van hierdie dag die wysheid van 'n liefdevolle hart, sodat ek in elke situasie sal weet wat om te sê en hoe om dit te sê. Maak my sensitief vir ander se gevoelens en begeertes en gretig om daarop te reageer. Open my oë vir die mense se klein dade van bedagsaamheid, sodat ek daarvoor kan dankie sê en selfs daaruit kan leer. Here, help my om sout en lig vir hierdie wêreld te wees. Amen.